Daar is een sin in Handelinge 5, in hoofstuk 5 vers 29, wat amper nogal klink of die manne opstandig was, as mens dit nou buite konteks sou aanhaal. Daar hoor ons hulle sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Maar lees die hele verhaal. Die apostels staan voor die hoogste Joodse gesag van die dag, mense met wettige mag oor hulle, en hulle weier steeds om te swyg. Tog is dit nie rebellie nie, dit is heeltemal die teenoorgestelde. Dit is gehoorsaamheid aan 'n hoër koning, die allerhoogste koning. Daar is 'n belangrike onderskeid hier wat maklik misgekyk word. Die apostels verwerp nie owerheid en gesag oor hulle as sodanig nie. Hulle erken net dat owerheid 'n grens het. Wanneer 'n aardse gesag vra wat teen God se duidelike opdrag ingaan, is gehoorsaamheid aan God nie wetteloosheid nie. Dit is die diepste vorm van getrouheid. Dit is dapper vrymoedigheid en gehoorsaamheid ten spyte van die moontlike gevolge daarvan. Petrus het reeds breedvoerig verduidelik waaroor die koninkryk van God gaan. In Handelinge 2, net na die uitstorting van die Heilige Gees. En hy en die ander apostels het weer gepreek, eers in Handelinge 3, en toe na daardie eerste inhegtenisname, dreigemente en vrylating, weer 'n keer op die tempelterrein, in Handelinge 5 vers 20 en verder, presies wat die engel hulle beveel het om te doen. Hulle optrede was nie impulsief nie, dit was gehoorsaam, tot in die fynste besonderhede. In Romeine 13 vers 1 tot 7 leer Paulus ons wel om ons owerhede te eer. Gaan lees dit gerus. In Titus 3 vers 1 hoor ons hom sê, herinner die gelowiges daaraan om aan die owerheid en alle gesag onderdanig te wees, om gehoorsaam te wees en bereid tot elke goeie werk. Te midde van geweldige verdrukking deur die Romeine, beklemtoon Paulus egter dat die Christen aangestelde gesag moet respekteer. Onderdanigheid aan God sluit volgens hom onderdanigheid aan die owerheid en ander gesagsinstansies in. Hier in Handelinge 5 leer ons wel waar daardie eerbied vir gesag sy grens kry. Dit is 'n delikate balans wat wysheid en die duidelike leiding van die Heilige Gees vra. Nie 'n verskoning vir algemene opstandigheid nie. Vir ons beteken dit waar lojaliteit aan Christus en lojaliteit aan gemak, aanvaarding of selfs wette en owerhede bots, is daar net een ware noord. Die vraag is nie of ons ooit voor so 'n keuse sal staan nie. Dit is eerder wanneer en of ons gereed sal wees. Mag ons ook dapper soos Petrus en Johannes antwoord, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Kom ons bid saam. Here, help ons almal ook om dikwels in moeilike omstandighede uit respek vir U ook gesagsinstansies te eerbiedig. Dankie dat ons ook kan hoor daar is 'n grens daaraan en help ons om fyn te onderskei. Geef ons die moed en dapperheid om soos hierdie twee te kan sê, ons moet U meer gehoorsaam wees as mense en help ons dan om dit ook te doen. Amen.